Oor die afgelope 12 maande was daar enorme opskuddings in die Suid-Afrikaanse politieke landskap. Dink maar net aan Bela, die onteieningswet, Ramaphosa se vernedering in die Withuis en BEE en Starlink om net 'n paar te noem. Tog het Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge die naweek beweer dat die enkele grootste politieke moment oor die afgelope jaar nie een van hierdie kwessies is nie, maar die 0,5% verhoging in BTW. Beweringe soos hierdie word dikwels gebruik ter stawing van die standpunt dat etnisiteit, kultuur of ras nie meer werklike faktor in Suid-Afrikaanse politieke landskap is nie, en dat ons nou uiteindelik goed op pad is na een verenigde reënboognasie. In hierdie video gaan ons uitwys hoekom hierdie standpunt wat deur organisasies soos die Instituut vir Rasseverhoudinge gedra word, nie net oppervlakkig is nie, maar hoogs misleidend. Want terwyl Pretorius graag die gesprek wil verskuif na tegniese beleidskwessies, wys die werklike syfers en politieke verskuiwings op presies die teenoorgestelde. Oor die afgelope naweek het Herman Pretorius, hoof van strategiese kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge, op sosiale media se X-platform skerp gereageer op die bewering dat swart politieke partye in Suid-Afrika vasgevang is in die verlede. Hy het beweer dat die hele idee van 'n swart politieke party iets is wat uitvoering is met die huidige Suid-Afrikaanse politieke landskap en dat ons politiek aansienlik minder langs etniese of rasselyne beoefen word as in die verlede. Hy staaf dit deur te verwys na die BTW-debat as die belangrikste politieke moment van die afgelope 12 maande. Volgens hom is dit die rede waarom die ANC steun verloor het, terwyl die DA se steun toegeneem het. Volgens hom. Pretorius verwys na die aankondiging in Maart 2025, toe die minister van Finansies Enoch Godongwana in die nasionale begrotingsrede aangekondig het dat die BTW-tarief in Suid-Afrika verhoog sou word van 15 na 15,5 vanaf 1 Mei 2025 en daarna verder na 16 vanaf 1 April 2026. Dit het egter gelei tot politieke spanning binne die regering van nasionale eenheid en op 24 April 2025 het die regering skielik 'n uitdraai gemaak en die aankondiging dat die verhoging gekanselleer word met die BTW wat op 15% sou bly. Maar is daar enigstens meriete in Pretorius se bewering dat hierdie 'n groter politieke kwessie was as byvoorbeeld die Bela-wet of grondonteiening sonder vergoeding? In hierdie video wil ons daarop wys dat Pretorius se politieke analise die pot totaal en al missit en dat politiek in Suid-Afrika slegs afhang van rasselyne en, soos wat ek eintlik in die titel van hierdie video gesê het, swart mense maar nog altyd ANC gestem het en nog altyd ANC sal stem. Daar is natuurlik inderdaad 'n bepaalde ironie daarin dat die kwessie van die BTW-verhoging juis deur die een kwessie is wat gedreig het om die huidige regering van nasionale eenheid te laat ontbind en dat die DA en die Vryheidsfront Plus juis hieroor so groot bohaai gemaak het, in teenstelling met byvoorbeeld die Bela-wet of die wet op grondonteiening sonder vergoeding, 'n wet wat letterlik die potensiaal het om die Suid-Afrikaanse ekonomie te vernietig. Het partye van sentrum links tot sentrum regs op die politieke spektrum vir een of ander rede besluit dat 'n 0,5% verhoging in die BTW nou juis die kwessie is waarby hulle hul voet gaan neersit. Hulle sogenaamde hill to die on, soos die Engelsman sal sê, terwyl hulle die Bela-wet en grondonteiening sonder vergoeding maar net verbygaan het terwyl hulle in die regering sit, sonder om veel van 'n weerstand op te sit, in teenstelling met hierdie BTW-verhoging. Daarmee wil ek nie sê dat die verhoging in BTW nie 'n negatiewe impak op ons ekonomie sou hê nie, maar dat die Bela-wet bedreig die voortbestaan van ons hele onderwysbedeling as sodanig, terwyl die onteieningswet die reg op privaat besit bedreig, wat die grondslag van enige funksionele ekonomie en samelewing is, volkome geskend word hierdeur. Die BTW-verhoging is hoegenaamd nie in dieselfde kategorie as die ander twee nie, en dit is uiters vreemd dat die Instituut vir Rasseverhoudinge dit laat lyk asof dit nie so is nie. Maar Pretorius gaan verder deur te beweer dat die Suid-Afrikaanse publiek dit klaarblyklik ook nie besef nie.
In die eerste plek moet ons hierdie eintlik as 'n belediging teenoor die mondige burgers van die land beskou. Maar in die tweede plek is dit eenvoudig onwaar. Pretorius hou duidelik nie rekening met die politieke tendense in hierdie land nie. Iets wat deur sy Instituut vir Rasseverhoudinge veronderstel was om goed gebestudeer te word. As ons 'n bietjie verder terug gaan delf as die afgelope 12 maande waarna Pretorius verwys, dan is dit so duidelik soos daglig dat etniese of rassepolitiek in hierdie land steeds vandag hoogtyd vier. Die grootste politieke paradigma skuif oor die afgelope 30 jaar was immers die opkoms van die Patriotic Alliance in die Weskaap en die Umkhonto we Sizwe party in KwaZulu-Natal. Nie een van hierdie partye was in die vorige verkiesing enigstens eers 'n faktor of het bestaan nie. Maar nou het hulle skielik tussen hulle byna 20% van die nasionale stem verwerf. Wat interessant is dat die ANC juis ongeveer 17 van hul steun verloor het van die vorige verkiesing af. Terwyl die DA met slegs 1% gegroei het na 'n reuse groot nederlaag onder Mmusi Maimane, kon die DA net 1% van daai stemme terugkry. Met die VF+ wat met 1% gekrimp het, wat duidelik daarop dui dat daai 1% wat Steenhuisen kon terugkry wat geloop het as gevolg van Maimane, het net weer teruggeloop van die Vryheidsfront Plus af. As 'n mens dus die DA en die Vryheidsfront saamvat, blyk dit dat hul steun in 2024 se nasionale verkiesing konstant gebly het, selfs ten spyte daarvan dat die ANC se steun met 17% gedaal het. En hierin lê die kernprobleem met die Instituut vir Rasseverhoudinge se analise. Die twee partye wat daarin slaag om steun by die ANC af te vat, is nie die liberale, nie rassige DA of selfs die Vryheidsfront Plus of selfs die EFF nie, maar die Zulu nasionalistiese Umkhonto we Sizwe in teenstelling met die EFF omdat hulle daai ANC geër het en die kleurling nasionalistiese Patriotic Alliance. Soos Rob Daigen van die Cape Independent uitwys, in 'n onlangse artikel kan die Suid-Afrikaanse politieke landskap opgedeel word in 3 groot kiesersblokke, wat deurgaans relatief konstant bly. Dit is die swart pan-afrikanistiese politieke stroom wat altyd tussen 60 en 70% van die stem kry. Die minderheidspartye rondom die politieke sentrum soos die DA en die Vryheidsfront Plus wat altyd 20 tot 25% van die stemme kry, en die Zulu nasionalistiese partye wat altyd ongeveer 5 tot 10% van die stem kry. Hierdie tendens geld vir elke enkele verkiesing wat hierdie land nog ooit gehad het sedert 1924 en die onlangse tussenverkiesings waar die Patriotic Alliance kleurlingssteun van beide die ANC en die DA afgevat het, bewys dat hierdie tendens nie besig is om te verander soos wat Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge beweer nie. Hierdie tendens van etniese politiek is ook geensins uniek aan Suid-Afrika nie. In Amerika is dit byvoorbeeld wel bekend dat die oorgrootste steun vir die Republikeinse party van blanke kiesers kom, spesifiek blanke mans kom, terwyl die oorgrootste meerderheid swart kiesers altyd vir die Demokrate stem. In beide 2020 en 2024 se presidensiële verkiesings het Donald Trump amper 60% van die blanke steun gewerf, terwyl Joe Biden in beide verkiesings byna 90% van die swart stem ingepalm het. Iemand wat beweer dat ras nie meer 'n faktor in die Suid-Afrikaanse politieke landskap is nie, lewe waaragtig in 'n droomwêreld. Die feit van die saak is dat nasionalisme, het sy of dit nou Afrikaner nasionalisme, Kaapse nasionalisme, kleurling nasionalisme, swart nasionalisme of Zulu nasionalisme is besig om meer en meer beslag te vind in ons politieke landskap. Dit wys op 'n samelewing wat radikaal verdeeld is langs etniese en rasselyne en beklemtoon weer dat die Reënboognasie-projek 'n totale mislukking was van die heel begin af. 'n Droombeeld wat volkome verwyder is van die sosio-politieke werklikheid in hierdie land Suid-Afrika. Die harde realiteit is dat die neoliberale, nie-rassige politiek in Suid-Afrika doodgebore is van dag 1 af en slegs ondersteun word deur 'n klein blanke minderheid. Geen sogenaamde nie-rassige middelparty het die vermoë om magsbalans werklik te verskuif nie. Die ANC se verlies lê eenvoudig in die MK en die PA se wins. En dit beteken dat die basiese etniese lyne van ons politiek
nog net harder ingesny word in die mense van die land. Met toenemende politieke spanning en polarisasie wat ons in hierdie bedeling in die vooruitsig gestaar het. Dit is presies die rede waarom ons hier by die Willem Petzer groep daartoe verbind is om 'n nuwe bedeling in hierdie wêrelddeel te help bewerkstellig. Een wat die realiteit van kulturele en politieke verskille tussen volke deeglik verstaan. Deur op hierdie skakel op die skerm te klik, kan u kyk na ons onlangse video waarin ons wys op die belangrikheid daarvan om juis nou, soos die krake in die stelsel begin vergroot, die Afrikaner se vryheidsstryd na 'n nuwe vlak te neem. Maak ons harde sterk in hierdie stryd deur 'n betaalde lid van die Willem Petzer groep te word. Volg eenvoudig die stappe op die banier onderaan die skerm. Sonder u ondersteuning sal die werk wat ons doen nie moontlik wees nie. Totsiens en God seën elkeen van u.